Kom ons sit so en dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en dankie dat ons hierdie week lekker hemelvaart kon vier. Liewe Jesus, dankie vir al u liefde en u genade wat u elke dag vir ons gee en dat ons ook op hierdie dag kan kom en sommer altyd die sakramente kan gebruik. Doop en nagmaal. Liewe Jesus, dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte is. Dankie dat ons gelei word deur die Gees en dankie dat ons ook in hierdie tyd kan lewe, die tyd van die Gees. Dankie ook vir Pinkster en hierdie wonderlike week wat ons dit ook herdenk en wees asseblief met ons vanoggend dat ons mooi sal hoor wat u vir ons elkeen wil sê. Amen. Goed, nou die week wat verby is, was natuurlik hemelvaart geweest. Wie van julle onthou dis hemelvaart? Sê gou 'n bietjie daar nog. Okay. Meeste van julle daarom onthou dis hemelvaart. En hemelvaart is natuurlik die dag wat ons Jesus se teruggaan hemel toe herdenk. Dit is waar Jesus opgevaar het na die hemel en waar hy gaan sit in die regterhand van God van waar hy sal regeer. Nou, 'n mens kan hemelvaart baie maklik dan nou sien as Jesus het weggegaan, nê. Nee. So, Jesus is dan nou nie meer hier nie. Hy is dus nou in die hemel. Hy sit langs God, langs die troon. Maar eintlik het Jesus nie weggegaan nie. Jesus, hy is net op 'n ander manier nou teenwoordig. En ek gaan julle vandag 'n bietjie verduidelik hoe Jesus teenwoordig is. Vir alles in die lewe is daar mos 'n tyd. Nou Prediker praat baie keer van dit. Hy sê daar's 'n tyd vir plant en 'n tyd vir oes en 'n tyd vir dit en 'n tyd vir dat. Nou daar was 'n tyd gewees wat dit belangrik was vir Jesus om fisies hier op die aarde te wees. Want Jesus moes ook vir ons leer wat die wil van die Vader is, toe vir ons aan die kruis sterf, toe die dood oorwin en opstaan, en op die einde van die dag opvaar na die hemel. So Jesus moes op 'n tyd fisies ook hier op aarde gewees het. Nou, as hy fisies op aarde is, sal hy baie keer op plekke lees in die Bybel, Jesus het iewerster gepreek, en toe kom die mense daar na Jesus toe, en hulle luister na hom, en toe vaar Jesus weer oor die see. So mense het gekom na plekke toe om Jesus te ontmoet. Of Jesus het na mense se huise toe gegaan, byvoorbeeld 'n Jairus se dogtertjie. Na Jesus, toe nou uit die dood het opgestaan het, het hy aan mense verskyn. Hy het aan die Emmausgangers verskyn, hy het aan die disippels verskyn, hy het aan Maria verskyn, en ons op plekke waar hy sommer aan verskillende mense op dieselfde tyd verskyn het. Maar dan het hy ook weer, het die verskyning dan weer weggegaan, soos hy het voor hulle oë verdwyn, soos ons lees ook, by die Emmausgangers. So, toe kom Jesus die hemelvaart. Nou gaan Jesus op na die hemel toe, en hy gaan sit in die regterhand van God die Vader, en Jesus gee vir ons 'n belofte, net voor dit gebeur het. Hy sê in Matteus 28 vers 20, die laaste gedeelte, en onthou, ek is al die dae by julle tot die einde van die wêreld. So Jesus sê, hy is al die dae by ons tot die wêreld eindig. Maar hoe is Jesus dan nou by ons en in die hemel op dieselfde tyd? Deur die Heilige Gees. Sien, die tyd het nou aangebreek dat jy oral waar jy gaan, altyd vir ewig Jesus by jou sal hê, almal van ons. Jesus verskyn nie dan net aan tye aan spesifieke mense nie, op spesifieke tye nie. Jy hoef nie ver te reis om na Jesus te gaan om hom te sien nie. Jy kan net stil word in jou gebed, want Jesus is by jou. Jesus is deur die Gees by jou wanneer jy opgewonde is, wanneer jy hartseer is, wanneer jy kwaad is, wanneer jy bly is, wanneer jy huil, wanneer jy glimlag, wanneer jy toetskryf, wanneer jy speel, by die kerk, in die swembad, op die strand en in die hoof se kantoor. Oralster is Jesus by jou. En dis wat dit vir ons beteken. Jesus het opgevaar in die hemel en sy Gees is uitgestort op die mense. Dit wat Jesus gekom doen het hier op aarde, was om ons hartjies voor te berei. Ons hartjies, hy het as 'n nesie kom maak amper vir die Heilige Gees om in ons te kom bly. Hy het ons kom skoonmaak, hy het ons kom reinig, so nou kan die Heilige Gees hier in ons bly. So daarom sê ek, Jesus is altyd by jou, hy is by jou deur die Heilige Gees, maar hier is die ding, ons kan die Heilige Gees
nie sien nie. Daarom sê ek, die Heilige Gees is soos wind. Hoe weet jy wind is daar? Want jy sien wat die wind doen. Jy sien die blare wat beweeg, jy sien die windpomp draai, en jy voel die wind in jou vel, jy sien die vleuer wat in die lug is, jy kyk hoe sweef die voeltjies op die lugstrome, daarom weet jy, daar's wind. Nou, hoe weet ons daar's 'n God by ons in die Heilige Gees? Deur dit wat God doen, of dit wat die Heilige Gees in ons lewe doen. Dis ons weet, hy's daar, hy's by ons, en hy's met ons. En deur dit wat ek en jy doen, met die Heilige Gees hier binne ons, is Jesus ook teenwoordig in die wêreld. Nou ek het vandag nie 1 nie, nie 2 nie, nie 3 nie, maar 4 eksperimente. 4, jy weet, dis alom van, nou dat dit werk, nou sê ek soos, laat ons gooi, papa. Weer testing feit, ja. So, met hierdie 4 eksperimente wil ek vir julle 4 werkings, of 4 maniere, hoe die Heilige Gees in jou lewe werk, verduidelik. Ok, so, ek gaan gou met julle gesels oor ons heel eerste enetjie. Daar staan die wind van die Gees. Nou, vir ons om hierdie eksperiment te doen, het ek hierso 'n emmer, en ek het 'n paar kinders nodig wat so 'n bietjie goed kan mik en gooi. So kom julle sommer vorentoe, kom gou, kom staan gou by my. Maak vir my 'n ry, hierso so, Heidi, jy kan begin. Jy kan hierso begin vir my, en dan maak julle so 'n ry agteraan. Ek gaan vir jou 'n papiertjie gee, jy hou hom in jou hand vas, okay. So hier vir jou 'n papiertjie staan sommer net agteraan, en vir jou, julle kan net vir my 'n mooi rytjie maak, en dan vir jou enetjie, en vir jou ene, okay, so net daar sy, okay. Elkeen wil ek kry 'n papiertjie, en elkeen gaan 1 keer kans kry om, 2 keer kans kry om te gooi. Alright, daar is vir jou enetjie, vir jou enetjie, en hierdie is 'n bietjie groot, daar sy, ek gaan presies die regte hoeveelheid papiertjies hê. Alright, so dit gaan werk is, ek gaan net gou so maak. Alright, so hoe dit gaan werk is, julle gaan nou vir my 'n papiertjie ingooi in daai emmer in. So ek is seker daarvan, as jy nou per ongeluk misgooi, dan hoef jy nou nie sleg te voel oor nie. So jy kan maar nou net probeer om net vir my hier ingooi. So sien jy daai silwer dingetjie daarso, en hierso gaan ons gaan so sit, so ek 'n bietjie kant toe staan, as hy reguit gooi. Okay, so jy gaan so staan, en dan gaan jy probeer, gaan jy hom ingooi. Alright, kom ons kyk hoeveel het reg kry. Okay, gaan ons. Mooi, dan gaan jy staan hier, mooi. Oepsie, ek gooi, jy gaan weer draai. Mooi, okay. Jy kan hom gooi, net daar so. Amper, okay, ek tel ons op, dan gaan jy saam, vat hom saam weer. Mooi. That's it. Okay. Volgende enetjie. That's it. Amper, ek kry hom geraal nou, hom sommer by jou, okay. Amper, Reinhard. Right. Dit is moeilik, want die papiertjies is nie regtig so swaar nie. Ek kry hom nou hom by jou. Right, lucky. Okay. Amper, kry hom geraal by jou. Okay. So, ek gaan nou, so dit was eintlik redelik maklik geweest om die papiertjie in te gooi. But nou en dan het jy gemis, maar dit is maar net omdat die papiertjie nie eintlik gewig het soveel nie, so jy kan nie lekker mik nie. So hy val partykeer bietjie vroeg, maar die punt is, meeste van die tyd daai papiertjie gaan presies waar jy wou gehad het hy moet heen gaan, want jy was in beheer geweest. Jy het gesê, ek wil dit doen, ek gaan dit doen, en hier gooi ek in, dis die rigting wat ek ingooi. Right, nou gaan ons weer dit probeer. Santenay, sal jy gou vir my help? Maak julle weer vir my 'n ry, dan deel jy gou vir elkeen net weer 'n papiertjie uit. So julle kan net weer hier 'n rytjie maak. Hoef nie dieselfde volgorde te wees nie. Ons gaan net gou kyk. Ons gaan dieselfde ding nou doen.
Maar ons gaan dit met 'n fan doen. Dan gaan jy nou verduidelik. Okay, as julle klaar is, dan net vir daai emmertjie gebeur. Dan gaan ons kyk hoe goed julle dit nou kan ingooi. Alright. Baie dankie. So wat jy moet doen is baie eenvoudig. Net seker maak. Soos julle sien, ek test nou feit, nee, jy weet met my eksperimente. Kom ons kyk. Nee? Moet nie dit doen nie? Wat is ek gaan doen nou? Okay, right, wel, ek bedoel, gooi het, probeer het, kyk of jy kan inkry. Okay, volgende een, ek wil op te tel, ek kan nie nou los. Okay, gooi maar, as ek kan weer probeer. Okay, volgende een. Oeps, ek probeer gaan weer, Alderij. Okay, ons het een in. 2. 3. Dis uit. Wow. Mooi. Ja, obviously lucky. Okay. So die vraag is nou, was dit bietjie moeiliker toe ek die wind bygesit het? Nee? Nou as ek nou baie sterker fan gehad het, het nie een van julle hulle ingekry nie, want dan het jy elke keer teruggewaai, nee. Nou die punt van wat ek wil maak met hierdie eksperiment is, die wind het gemaak dat jy nie altyd kan doen wat jy gedink het jy moet doen nie. En dis hoe die Heilige Gees werk. Jy het dalk 'n missie in jou kop van hoe dinge moet werk en wat dinge moet wees en hoe dinge moet operate, maar die Gees lei jou dalk in 'n ander rigting in. Want die Gees stuur jou iewers anders heen. Nou dat dit so gebeur het, en almal nie ook hulle sin ingekry het nie. As ek nou so gesê het, so kom ons almal kry gou weer ons goedjies bymekaar, dan was daar dalk 'n oomblik van ontmoeting geweest wat kon plaasvind en julle kon gesels het oor wat nou hier aan die gang is en julle kon uitgefigure wat gebeur. En 'n mens kon agtergekom het wat is dit wat die Gees nou wil doen met die feit dat hulle nou nie wil ingaan in die bak in nie. Elke keer wanneer ons in die lewe is met ons en die lewe gebeur nie soos ons dink dit moet gebeur nie, moet ons self die vraag vra, wat wil God hiermee doen? Ek het in die gym gekom, Vrydag wil ek graag, ek gaan gym vroeg in die oggende en toe ek wil gaan oefen, toe werk dinge nie uit nie en ek moet gaan kerk toe kom en ek moet klomp dinge doen vinnig vroeg. En toe ek later in die gym is, ek het nou 'n bietjie later ingekom, toe's daar 'n oom. En die oom spontaan begin het met my te praat oor sy groot hartseer. En toe sê ek, dit was die Heilige Gees gewees wat gemaak het dat ek op daai oomblik in die gym moes gewees het. Want die wind het my anders gewaai. Nou in die Bybel lees ons in Johannes 3 vers 8, jy moet mooi luister. Okay. Hoewel jy die wind hoor waai, kan jy dit tog nie beheer of stuur nie. Dit waai waar dit wil. Jy weet nie eens presies waar dit vandaan kom of waar dit eintlik waai nie. Maar nog steeds waai dit presies dit is waarvan die manier waarop die Gees werk. Elke persoon wat uit die Gees gebore word, ervaar dit ook so. Basies wat dit beteken is, die wind waai waar dit waai. Ons weet nie waar dit vandaan kom nie, ons weet nie hoekom dit in daai rigting waai nie, ons weet nie waar dit op pad is nie, ons weet nie wat dit gaan doen nie, ons kan dit dalk probeer voorspel, maar ons weet nie eintlik nie. En so weet ons nie altyd wat die Gees se bedoeling is met wat gebeur in ons lewe nie. Ons moet probeer uitvind en sê, wow, maar hoekom werk dit so en wat kan ons doen om te hoor wat dit is wat die Here wil ons moet doen. Geef wel 'n ander klap, julle kan gaan sit, ons eerste eksperiment is klaar. Wonderlik. Goed. Daar sê. Dankie julle. Alright. Nou gaan ons oor na die volgende enetjie toe. Die wind leef in ons. Nou as ons lees in die Bybel, in 1 Korintiërs 13, nou kom ons lees gou dit saam as julle almal gesit het. 1 Korintiërs 13 sê, 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, julle besef natuurlik dat julle die plek is waar God op 'n baie spesiale manier teenwoordig is, soos in 'n tempel.
God se gees bly mos in julle soos iemand in 'n huis bly. So die gees van God bly binne in ons. Nou wat beteken dit? Beteken die gees van God is in ons. Die gees van God is binne ons. Die liefde van God dring ons. So ons is vol van die gees. Die beste manier om dit vir julle te verduidelik is die Heilige Gees is nader aan jou as wat water is as in 'n vis. Dink gou daaraan. Die Heilige Gees is nader aan jou as wat water is aan 'n vis. En 'n vis hol nog asem met water ook, nê. Nee. So dis hoe die Heilige Gees hier binne in jou is, nê. Nee. Nou die vraag is hoekom en wat doen die Heilige Gees hier binne en wat maak hoe weet ons hy is binne ons? Die Heilige Gees is binne jou want die Heilige Gees lei jou na die wil van God toe. Die Heilige Gees is binne jou want die Heilige Gees wys jou wat Jesus wil jy moet doen. Die Heilige Gees is binne jou en openbaar aan jou wat jy in die Bybel lees. En dis die plek waar God met jou praat. En die Heilige Gees beskerm jou hartjie teen dinge wat jy nie eers weet daar is nie. Nou hoe beskerm hy jou hartjie? Dis natuurlik ons volgende eksperiment en ek wil net gaan my goedjies reg kry en dan gaan ek julle verwys hoe hierdie storie werk. Natuurlik het ons 'n lekker water nodig en dan net hier inkyk in my sak. 'n lekker beker. En sien ek toets nou hierdie feit verskriklik vanmôre met al my eksperimente. So wie van julle weet wat is die? Dit is 'n papierhanddoekie, né? Nee? En as ek nou hierdie papierhanddoekie vat en ek vou hom so 'n bietjie op en ek druk hom nou in hierdie glas in. Dan gaan ek nou vandag vir julle sê, ek en jy is soos hierdie glas. Dis ons liggaam. En binne in ons is ons hartjies. Nou die een ding wat die duiwel altyd by jou wil steel is jou hartjie. Hy wil jou hart hê. Dis waaroor alles gaan. Hy soek jou hart want hy wil hê jy moet nie lief wees vir Jesus nie, want hy wil jou wegvat van Jesus se liefde af. So hy val jou hart eerste aan met alles wat hy doen. En kom ons sê nou hierdie water wat hier is, hierdie blou water, is al die slegte dinge wat die duiwel wil gebruik om jou mee aan te val. Nou gaan ek julle wys dat ek hierdie beker in die water kan indruk en dat daai hart daar binne nie blou gaan word nie. Wie van julle dink ek kan dit reg kry? Julle confidence in my is bietjie moeg, hè? Julle is soos elke brambel. Jy gee ons nie baie mee te werk. So kom ek wys julle, ek gaan hierdie hartjie beskerm teen die water. Is julle reg? Ek het my hart sommer my keel. 3, 2, 1. Wat dink julle? Wil julle weet, moet ek dit weer doen? Wil julle kom kyk of ek cheat? Wie wil kom kyk of ek cheat? Kom kyk gou eens, kom gou. So die glasie is 'n bietjie nat. Kom ek wys julle weer. Kom staan gou om my. Ek het hom net 'n bietjie droog maak. Okay. Ek druk dit helemaal, kom staan nie so. Kom ek wys julle. It's magic. Is dit reg? Kyk, ons vou die hartjie mooi toe. As julle sien, hy is bietjie nat nou, so dan mag dalk 'n druppel of iets op wees. Jy druk hom mooi styf in, dan gaan met die ding nou ander. Kyk, ons maak sy telefoon nie uit nie. Is dit reg? 1, 2, 3. Wat dink julle? Hoor jy plak dit gou my rekenaar in, hy is ingeprop nie. Hoor jy Daniel? Ja, maar dit is nou 'n stukkie, dis nou nie die hele ding nie. Dis maar net as hy afgeloop het nou van die kant. Okay, so, wil julle weet hoe ek dit reg gekry het? Daar's 'n invisible barrier hier binne. Okay? Die invisible barrier is nie die glas nie. Dit is amper as jy reg, dis gas. Dis wind. So hier binne, want ek drink dit dadelik. So daar bly wind hier binne. So wat beskerm hierdie ding al binne? Wind.
Gee die kinders hande klap. Julle is baie slim. Goed, julle kan gaan sit, dankie. Kom ek verduidelik julle. So, hulle is heeltemal reg. Dit wat hierdie lappie, die hart aan die binnekant beskerm, is natuurlik wind. Hoe weet ek daar was lug of wind hier binne? Want daai papiertjie het droog gebly. Ek kon dit nie sien nie, ek kon dit nie ruik nie, ek kon dit nie proe nie. Ek het nie geweet is daar nie, niemand van julle het geweet is daar nie. Dis kom julle kom kyk het, hoe doen ek dit? Maar toe dit gebeur, toe sien julle dit. Nou die Heilige Gees is hierdie onsigbare protection, onsigbare barrier, onsigbare force, krag, force, wat ons beskerm teen die aanvalle van die duiwel. Nou, hoe doen hy dit? Wel, hy praat met ons, hy sê, hoorie, jy moet nie hierdie stoute ding doen nie, moenie daai koekie steel nie, moenie na daai plekke toe gaan nie, moenie met daai persoon praat nie, moenie dit doen nie, of gaan na daai persoon toe, of gaan eerder soontoe. En wanneer ons luister na die Gees, dan beskerm dit ons hartjie. En ons natuurlik baie ander dinge wat ons nie eens kan sien nie, nee, wat ons hartjies wil seer maak, want dan is die Gees daar om ons te beskerm. Maar partykeer gebeur dat ons nie altyd luister nie, en dan draai nou so 'n bietjie, en dan voor ons osself kry, dan is daar nou 'n bietjie van hierdie seer plekkies en slegte goed in ons hartjies in. Maar moenie worry nie, want as dit gebeur, het die Gees ook 'n plan. Goed, die volgende ene is, die wind waai ons skoon. Nou, dit is so, niemand van ons is perfek nie, niemand van ons is altyd gehoorsaam aan die Gees nie, en dan gebeur dit, dat ons hartjies baie keer in aanraking kom met hierdie slegte dinge van die lewe. En daarom het Jesus vir ons aan die kruis gesterf. Sy liefde vir ons is so groot, dat hy ons vergewe, ons skoon was, en al hierdie slegte dinge uit ons lewe uithaal. Dis wat ons natuurlik hoop, nee. Ons hoop dat hierdie goeders nie in ons lewe sal bly nie, dat ons sal uitkom uit ons lewe uit, dat ons sal skoon gewas wees, nee. Dis al vir ons hoop. Dis wat die wêreld voor gehoop het, en dis wat Jesus kom doen het, aan die kruis op Golgotha, met sy groot liefde vir ons elkeen. Nou die Heilige Gees, is mos Jesus wat ons hartjies bly. Sy liefde bly in ons harte. En daarom weet ons dat die Heilige Gees al hierdie goed wat ook in ons lewe kan inkom, verwyder. Nou daar is staan in Romeine 15 vers 13. God laat mense aanhou hoop en bid dat hy vir hulle bly sal maak en dat hy vir julle vrede sal gee vir julle wat glo. Dan sal die Heilige Gees vir julle krag gee en julle sal baie seker wees dat die dinge wat julle hoop sal gebeur. So ons hoop en ons bid op vergifnis en die vergifnis wat hier in ons harte is. Nou die derde eksperiment wat ek het vanmôre is nou om vir julle te wys oor presies hoe hierdie storie werk. Nou vir hierdie eksperiment het ek so een kind nodig om gou vorentoe te kom. Ina, jy kan kom. Daar's hy. Goed, so ons het hierso water en dan gaan die water nou in hierdie groot bord ingooi. Dit is lekker vol nou, né? Okay. So nou daar's baie dinge wat in ons hart kan inkom hierna, né? En die dinge wat in ons hart kan inkom, noem ons natuurlik sonde, okay? En sonde is sy beste kleur is mos maar swart, okay? So ek het swart peper hierso, okay? Nou water is skoon. Dis hoekom ons dit kan drink. Skoon water kan jy drink. Jesus het ons water kom skoon maak wat ons harte is, sodat ons is gereinig. So hierdie water kan jy drink. Maar nou kom sonde, ons luister nie mooi vir die Heilige Gees nie, hierdie blou kom in aanraak met ons lewe, ons is dalk ongehoorsaam, of ons is dalk, of ons gaan dalk kyk dalk verkeerde goed online, of ons sien dalk daarsoos dinge
ons doen wat ons nie moet doen nie, ons jok dalk 'n bietjie, ons sê die hond het ons huiswerk geëet en dit het nie so gewees nie. Of ek doen verkeerde dinge, of wat ook al dit kan wees. Al hierdie dingetjies kan hier in ons hartjies inkom en ons harte besoedel. So nou kan jy sien, daai water is vuil. Okay, hy's baie vuil. Nou ek gaan jou nou gebruik, so jy moet nou hierso staan, en dan kan die kinders weer kom en kom kyk wat gebeur met die water. Papa en mamma, ek wens nou vreeslik ek kon vir julle dit op die skerm sit. Ons sal nog by daai tegnologie uitkom. Maar julle kan net staan net hier om ons. Okay, julle moet net nie die tafel stamp nie. Okay, anders ontplof dit. Okay. Alright, kom staan hierdie kant maar, as ek kan julle mooi sien. Alright, so julle moet net so nie voor staan nie. Okay, dan kan papa en mamma ook sien. So almal van julle moet net, jy moet net die water kan sien. Okay, en dan kom hierdie kant, hier's nog baie plek hierdie kant. Okay, sê jy? Ken jy hom? Ken hom. Die wat julle nog nie ken nie, gaan julle gaan sê, wow. Okay. So wat staan hier op? Sunlight. Okay. Nou wie van julle het al ooit gelees in Johannes sê Jesus, hy is die lig vir die wêreld. Jesus is die lig vir die wêreld en die duisternis kon nie die lig uitdoof nie. So Jesus is sunlight in ons lewe. So die liefde wat in Jesus is dieselfde liefde wat in die Gees is. En daarom kom daai liefde tot vergifnis. So kom ons kyk gou wat met die water gebeur wanneer ek 'n bietjie sunlight hier opgooi. So gee vir my jou vinger. Sal hom nou lekker vol maak met sunlight. Daar gaan hy. Okay. Druk hom maar in en kyk ons wat gebeur. Dis cool, hè? Check. Wil jy ook probeer, Maras? Sit gou 'n bietjie jou vinger daarin. Sit hom maar in. Gaan hy weg daarso. Werk dit net een keer. Okay, maar jy het gesien wat het gebeur, nee, ek het 'n bietjie baie peper aangegooi, nee. Die peper het weggeskiet na die kante toe. En dit is wat die Heilige Gees doen, is hy skiet al hierdie verkeerde dinge wat in ons lewe is weg na die kante toe, sodat die water weer kan skoon word. En dis waaroor ons hoop, is dat ons hartjies weer skoon kan wees vir Jesus. So, ja, baie keer, almal van ons doen dinge verkeerd, nee. Ons almal is baie keer bietjie in die moeilikheid, nee. Maar deur die Heilige Gees word ons hartjies weer skoon. Want dieselfde liefde wat Jesus vir ons het, is ook in die Heilige Gees. Dankie, julle kan maar gaan sit. Okay. So daai is die derde ding wat die Heilige Gees vir ons doen. Is die Heilige Gees waar ons kan fouteer en ons hart kontamineer, kom die Heilige Gees en hy maak dit weer skoon. Hy reinig ons weer. En dan die laaste eksperiment wat ons gaan doen vandag. Die Heilige Gees vorm ons. Ons leer baie dinge van Jesus en van hoe ons lewe behoort te lyk as kinders van Jesus in die Bybel. Ons leer van hierdie dinge hier by die kerk. Ons leer van hierdie dinge by die sonnaarskool. Ons leer dit in die Jesus liedjies wat ons sing. En ons leer dit by die pappa en mamma, in boeke, in stories, oralster. So ons weet, wat is die vorm wat ons lewe behoort aan te neem as 'n Christen. Nou kom ons sê, en as 'n kind van Jesus, kom ons sê hierdie is die vorm wat ons lewe behoort aan te neem. Nou daar is ons 'n voorbeeld vir julle wat ek vir julle wil wys oor hoe die vorm sal lyk. Daar is in Galasiërs 5 vers 22 en 23 staan daar byvoorbeeld, as die Heilige Gees in jou is, en as jy, dan neem jy die vorm aan van 'n mens wat liefdevol is, vol vreugde is, jy het vrede in jou hartjie, jy is geduldig, jy het vriendelikheid, jy het goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en jy het vol selfbeheersing. Hierdie is dinge in jou lewe, hoe jou lewe gaan lyk, wanneer jy in Jesus glo. Dis die dinge wat ons weet, ek weet ek moet vol vrede wees, ek weet ek moet selfbeheersing, ek weet al hierdie dinge, maar hoe gaan ek dit reg kry, om alles wat ek weet,
te begin lewe, dat my lewe daardie vorm begin aanneem. Nou vir hierdie eksperiment wil ek graag vir Arno vra om vorentoe te kom. Arno is 'n sportman met groot longe, en daarom wil ek hê, hy moet gou vir ons kom doen vanmôre. So, hoe gaan 'n ballon, as ek 'n ballon opblaas, is hy gewoonlik rond of oval, hy lyk soos 'n olyf, nê? Hoe gaan ek hierdie ballon kry om 'n ander vorm aan te neem? Ek gaan hom binne die vorm sit wat ek wil hê hy moet aanneem. So, wat jy net vir my gaan doen is, Arno, is jy gaan nou daai ballon vir my opblaas, dat hy lyk soos 'n Coke bottel. Right. So die ballon gaan die vorm aanneem wat ek vir hom gee. So kom ons sê, hierdie is alles wat die Bybel ons nou leer oor hoe ons behoort te lyk as kinders van Jesus. Vir ons, om daar uit te kom, moet ons van binne af verander. So nou kan jy hou hom nou lekker vas daarso, en dan draai hy vir my so dat die mense dit kan sien daarso, ek kan hom nog 'n bietjie draai, en dan lig hom op, en dan neem dit nie, as jy wil asem skep, druk hom weer toe, jy weet, dat jy hom kan opblaas. So kom ons kyk of Arno dit kan reg kry, om daai ballon op te blaas, wat hy lyk soos 'n, jy moet blaas, ek het hom verder gekry, hy gaan, blaas, daar sê hy, nog 'n bietjie, is amper deur. Soos julle kan sien, dit gaan 'n halwe bottel wees. Okay, mooi, hou nou so, gaan jy aanblaas, hou aanblaas, ek gaan gou praat terwyl jy blaas. Okay. Solank as wat die wind of die lug binne in daai bottel is, gaan hy daai vorm aanneem. Laat die lug ontsnap. Daar is hy klaar weer weg uit die vorm uit. Okay, blaas my gou op. Wanneer die Heilige Gees binne ons is, help dit ons lewe om die vorm aan te neem wat Jesus graag wil hê ons lewe moet aanneem wanneer ons sy kinders is. En dis wat die Gees ons mee help. Geef vir Arno 'n groot hande klap. Baie dankie. Dis moeilik, né? Lekker oefening. Lekker oefening vir die longe daai. Goed. As ons nou al die dinge bymekaar sit, dankie Santene, dan sê ons, die Gees maak van my 'n nuwe mens. Al die dinge wat ek nou vir julle gesê het, is onsigbaar. Ons kan dit nie sien nie. Tog maak dit my 'n nuwe mens. As die Gees my vat na plekke toe waar ek nie noodwendig sou gaan nie, as die Gees goed op my pad bring, dat ek het doen wat ek nie noodwendig sou doen nie, vorm dit my. As die Gees daar is om my hartjie te beskerm en my gedagtes te beskerm, deur vir my te sê wat reg en verkeerd is, lei dit my op ander paaie, maak vir my 'n nuwe mens. As die Gees daar is om my te vergewe, daar wanneer ek iets verkeerd doen, vorm dit my, maak dit my 'n nuwe mens. En as die Gees daar is om die woorde van die Bybel, dit wat ek weet, lewend te maak in my lewe, neem ek die vorm aan van 'n kind van Jesus en word ek 'n nuwe mens. Wanneer ek 'n nuwe mens is en die Gees toelaat om in my lewe te werk, verander dit my van binne af, dan leef ek anders in hierdie wêreld. En raai wat? Dan is ek die wind van Jesus in hierdie wêreld. Dan is Jesus teenwoordig deur my dade in hierdie wêreld. Deur wat ek doen en sê en hoe ek optree, word Jesus lewend. En is die belofte van Matteus 28 vers 20 vir ons waar? Jesus is hier. Hy is hier deur wat ek en jy doen. Maar ek en jy doen dit nie net uit ons eie uit nie. Ons doen dit deur die Gees binne ons. 'n onsigbare vors wat ons lewe in 'n rigting inneem. Dit, papa, mamma, boetie, sussie, oupa, ouma, oom en tannie, dit is hoekom Pinkster vir ons so belangrik is. Want die Gees werk met ons, vorm ons, lei ons, beskerm ons en vat ons in die lewe in. Sodat soos die wind in ons lewe waai, ons die wind is wat in die wêreld waai. Mag jy altyd weet dat die Here jou lewe gebruik.
Maar so gepraat van wind wat waai.